Dit is Sondag, dit is uit die Woord Digitaal se Sondag erediens en dit is vir my wonderlik om vir jou vanmôre weer eens te groet in Jesus Christus se naam. Hartlik welkom liewe vriende vanmôre by hierdie baie mooi geleentheid waar kinders van die Here bymekaar kan kom om na die Here se woord te luister. Ja, ons land is in 'n wintergreep vasgevang, ons kry lekker koud, maar hier by uit die Woord Digitaal klop ons harte warm vir Jesus. Klop ons harte warm vir die evangelie van redding, maar klop ons harte ook warm vir mekaar, ons wat saam die Here aanbid en dien. En ons glo dat vanmôre vir jou ook 'n baie spesiale geleentheid sal wees en dat jy ook baie tuis hier by ons sal wees. Sluit asseblief aan by een van ons WhatsApp groepe by Uit die Woord Digitaal. Dit is gratis en elke dag ontvang ons op daardie groepe 'n daaglikse oordeenking sodat ons dag reg kan begin. Stuur vir ons jou naam en jou selfoonnommer na die nommer hier op die skerm en ons sal vir jou byvoeg. Ons wil vanmôre baie dankie sê vir jou skenking en donasie wat dit vir ons moontlik maak om programme soos hierdie op te neem en om die evangelie van redding met alle mense te deel. Ja, ons gebruik ook die fondse vir diens van barmhartigheid en om Bybels aan te koop en uit te deel vir mense wat nog nooit 'n Bybel gehad het nie. En jou donasie maak dit vir ons moontlik. Baie dankie daarvoor. Nou liewe vriende, kom ons word vanmôre stil voor die Here op hierdie pragtige oggend en mag die Here ons harte open vir sy woord en in ons lewens werk sodat ons lewens hom kan verheerlik en ons in die geloof versterk kan word. Kom ons word vanmôre stil voor die Here en ons bid eers saam. Onse troue God en hemelse Vader, dit is vir ons heerlik om vanmôre as u kinders op hierdie Sondagmôre rondom u woord byeen te kan wees en voor u in gebed te kan wees om u te loof en te prys en te aanbid as ons Here en ons God. Dankie Vader dat u ons baie liefhet, dat u seun na hierdie wêreld toe gestuur het en in ons harte kom werk deur die Heilige Gees. Ons wil vra dat u ons harte vanmôre sal open vir u woord, dat ons hierdie boodskap sal verstaan en sal gaan toepas ook in ons lewe. Ons vra dit alles, Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar uit genade alleen, in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Vriende, ons gaan vanmôre saam lees uit die woord van die Here uit Handelinge hoofstuk 4. En ons tema gaan vanmôre oor die man van Siprus. En ek dink jy het al seker vanmôre oor hierdie tema gewonder. Wie is hierdie man? Hierdie man van Siprus wat deur die Here gebruik is, wat 'n baie groot impak in die kerk van Jesus Christus gehad het en 'n groot verskil gemaak het in so baie mense se lewe. Ons gaan vanmôre saam lees Handelinge 4 vers 36 en 37 en daarna gaan ons 'n bietjie praat oor hoe die Here hierdie man se lewe totaal en al kom verander het, kom vernuwe het en hom gebruik het in sy diens. Kom ons lees eers saam vanmôre Handelinge 4 vers 36 en 37. Josef, 'n Lewiet wat op Siprus gebore is en wat deur die apostels Barnabas genoem is, dit beteken iemand wat mense moet inpraat, het ook die grond wat hy gehad het verkoop en die geld gebring en dit vir die apostels gegee. Liewe vriende, ons lees vanmôre van hierdie man van Siprus met die naam van Josef. Nou as ons na die oorspronklike Griekse tekste gaan kyk, dui verskillende tekste hom aan as Josef, maar ander praat van Josis. Maar kom ons praat vanmôre van Josef wat in Siprus gebore is. Nou hierdie man, wie was hy? Hy was een van die eerste mense wat tot bekering gekom het nadat die Heilige Gees uitgestort is daar in Jerusalem. Hy was deel van daardie eerste 3000 mense wat hulle lewens vir Jesus gegee het nadat Petrus daar
in die strate van Jerusalem die woord van God verkondig het en aan almal verkondig het wie Jesus was en wat hy vir ons kom doen het. Hierdie was een van die eerste bekeerlinge wat hulle by die kerk van Jesus Christus aangesluit het. Josef was 'n man wat in Siprus gebore is. Nou Siprus is nie in Israel nie. Siprus is 'n eiland in die Mediterrane See en daar in hierdie eiland, daar was hy 'n Grieksprekende man wat deel van die Grieksprekende samelewing op Siprus was. Nou vandag is daar ongeveer 1 miljoen mense wat op Siprus bly en 75% van hulle is Christene, 25% is moslems. Maar hierdie mense van Siprus praat Grieks en hulle is ook mense wat van Turkye afkomstig was en ook kleiner dele van ander mense wat in die samelewing van daardie omgewing was wat ander tale gepraat het. Maar die Grieksprekendes was die meeste en ons lees dan ook dat Josef 'n Jood was. Hy was van Levitiese afkoms, van die Leviete, die stam Leviete. Hy was 'n Leviet wat tot bekering gekom het nadat Petrus die evangelie verkondig het in Jerusalem. So op daardie stadium was hy woonagtig in Jerusalem. En hy het die evangelie van redding gehoor, hy het van Jesus gehoor en hy het sy lewe vir Jesus Christus gegee. Maar sy oorspronklike afkoms, sy geboorteland, was die eiland Siprus. Nou broeder en suster, die apostels het hom Barnabas genoem na sy bekering. Hoekom? Dit was 'n bynaam. En later sou hy algemeen bekend gestaan het as Barnabas. Nou Barnabas was een van die eerste mense wat hulle dan gaan voeg het by die gemeente daar in Jerusalem nadat hy tot bekering gekom het. Maar hierdie man, Barnabas of Josef, sy hart het warm vir Jesus Christus geklop. Hy was so entoesiasties oor sy geloof, dat hy een van hulle was, wat een van hart en siel was, wat saam met die apostels werksaam was in die gemeente van Jerusalem. En ons lees dan ook in ons teks, dat hy iemand was wat so lief was vir die Here, dat hy saam met baie ander gelowiges daar in die vroeë Christelike kerk, sy grond verkoop het, die geld gebring het, en dit vir die apostels gegee het, sodat dit aangewend kon word in die koninkryk van God. Hy het sy hele lewe aan die Here kom toewy. En ons lees dan ook dat Barnabas, wat sy naam dan ook beteken, iemand wat mense moed inpraat, 'n baie groot rol gespeel het daar in die gemeente van Jerusalem, maar dat hy ook saam met Paulus wonderlike werk vir die Here gedoen het. Hy was die een wat vir Paulus, of destyds nog Saulus, na die mense in Jerusalem gebring het en vir Paulus gaan intree daar in die gemeente van Jerusalem, want almal was bang vir Paulus, omdat hy 'n Christen vervolger was. Maar Barnabas het 'n goeie woordjie vir hom gaan doen. En daar in Jerusalem vir die mense gaan vertel, maar hierdie man het werklik tot bekering gekom. Hy het Jesus ontmoet. Hy getuig oral van Jesus. Hy het vir Paulus gaan bekendstel aan die Christelike samelewing. Maar Barnabas het nie net daar in Jerusalem gewoon nie. Hy het ook saam met Paulus op sy eerste sendingreis gegaan om oral kerke te plant in Klein-Asië en hulle het ook die eiland Siprus besoek waar hulle dan ook die evangelie verkondig het, 'n kerk gestig het en talle mense tot bekering gekom deur hulle toedoen. Barnabas was 'n getroue medewerker saam met Paulus. Inteendeel daar in Handelinge 13 en 14 noem hulle ook vir Barnabas as een van die apostels. So hy was iemand wat 'n groot rol gespeel het in die kerk van Jesus en oral die evangelie verkondig het. Ons vind hom ook in Jerusalem in Handelinge hoofstuk 15 by die apostelkonferensie. Vir die eerste keer vind ons hom daar waar hy dan saam met die ander apostels beraadslaag het oor of hulle die evangelie van redding ook aan heidene moet verkondig en of heidene dan ook tot bekering mag kom en gedoop mag word. En daar sien ons hoe hy ingetree het vir Paulus
en vir die evangelie en dat Jesus Christus ook aan heidene nasies verkondig moes word. Barnabas het gereeld ook op sy eie wonderlike werk vir die Here gedoen. Ons weet dat hy op 'n stadium alleen na Siprus toe is, om daar ook mense te gaan oortuig wie Jesus was. Hy het in die Joodse sinagoge daar gaan praat, en baie het tot geloof gekom deur sy lewe. Jesus Christus was vir hom alles. Hy het Jesus gevolg in sy lewe. Hy was toegewyd in sy geloof. Hy was entoesiasties in sy geloof. Hy was iemand wat omgegee het vir ander mense, wat mense aangemoedig het om aan Jesus getrou te bly. Ja, hy het 'n hart vir die evangelie gehad en 'n hart vir Jesus, soveel so dat hy sy grond verkoop het en al die geld vir die kerk gegee het, sodat dit aangewend kon word in die koninkryk van die Here. Hierdie man se hart het warm geklop vir Jesus. Hierdie man wou 'n groot verskil maak in Jesus se koninkryk. Hierdie man wou mense na Jesus toe lei, en ons lees dat hy 'n baie groot impak op die kerk van Jesus Christus gehad het. Ja, broeder en suster, hierdie man het ook nie 'n maklike lewe gehad nie. As ons na die Christelike oorlewering kyk, die Christelike tradisie, wat oor eeue heen oorgedra is oor wat van Barnabas geword het, lees ons dat hy aan die einde van sy lewe, in die jaar 61 na Christus, terug is na sy tuisdorp daar in Siprus, waar hy dan die woord van God so kragtadig verkondig het, en dat talle mense tot geloof in hom gekom het, maar dat hy ook daar gevang is. Die mense wou nie hoor wat hy wou sê nie. Hy's daar veroordeel deur 'n aardse hof, en hulle het dan besluit dat hy verbrand moes word, en so het hy dan aan die einde van sy lewe 'n martelaar vir Jesus Christus gesterf. Dit is deur die Christelike oorlewering oorvertel. Dit staan nie in die woord van God nie, maar dit is in die Christelike tradisie so oorvertel. Maar hierdie broeder en suster was werklik 'n merkwaardige man van die Here. 'n Man wat 'n groot verskil gemaak het in die kerk van Christus, wat met alles in sy lewe vir Jesus gelewe het, wat mense moed ingepraat het, wat entoesiasties was oor sy geloof, wat barmhartig was, sy goed uitgedeel het vir die kerk, vir Christus en vir ander Christene, en 'n groot verskil gemaak het om die evangelie van Jesus aan mense te bring. Dit is wat gebeur, broeder en suster, wanneer iemand kragtadig tot geloof kom deur die kragtige werk van die Heilige Gees en sy alles vir Jesus wil gee in sy lewe. En nou vra dit vanmôre van my en jou om ons hand 'n bietjie in eie boesem te steek. Hoeveel doen ek en jy vir Jesus? Hoeveel doen ek en jy vir die kerk van Jesus en vir Christene wat saam met ons kinders van Jesus is? Is die lewe nie dalk besig om ons so in te sluk en al ons tyd in beslag te neem, dat ek maar somtyds 'n afskeep geloof lewe lei nie? Ek en jy, broeder en suster, moet baie mooi gaan nadink oor ons eie lewe. Watter impak het my lewe in God se koninkryk? Maak my lewe 'n verskil in hierdie wêreld vir Jesus? Is ek bereid om op te offer vir God en sy kerk en sy woord? Of maak ek heeltyd verskonings wanneer iets van my gevra word wat ek vir Jesus moet doen? Ek en jy wat sê dat ons bely in Jesus, moet dit in woord en daad gaan uitleef. En niks mag te veel moeite wees nie. Ja, ek moet selfs bereid wees om my lewe af te lê vir Jesus en sy evangelie. Kom ek en jy gaan oordink weer 'n bietjie die erns van ons geloof ook vandag. En kom ons gaan wy ons opnuut aan die Here toe en vra die Here om deur sy Heilige Gees ons te motiveer en te gebruik in sy diens om 'n verskil in hierdie wêreld vir hom en sy kerk te maak. En mag die Heilige Gees ook vir jou so lei en gebruik dat jou lewe onmisbaar sal wees in hierdie wêreld, en dat jy werklik 'n groot verskil vir die Here en sy koninkryk kan maak. En mag die Heilige Gees dit 'n werklikheid in jou lewe ook vandag maak. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons vanmôre vanuit u woord toegerus kon word deur die lewe van Josef,
Barnabas, iemand wat U op 'n wonderlike wyse gebruik het in U koninkryk. Here, wil U vir ons ook toerus en krag gee deur die Heilige Gees om 'n verskil in hierdie wêreld te maak. Dat daar 'n ywer in ons hart sal wees en 'n vuur in ons binneste om vir Jesus te lewe en die uitbreiding van sy koninkryk. Laat ons die evangelie van redding met alle mense deel, met ons vriende en familie, bekendes en onbekendes, en laat ons 'n verskil maak vir U. Dankie Here, dat U ons uit genade kom red het. Rus ons toe om U medewerkers te wees. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Vriende, baie dankie dat U vanmôre by ons ingeskakel het. Mag die Here vir U seën, en as die Here wil, sien ons mekaar weer op 'n volgende geleentheid. Vrede vir jou.